In ons reeks oor nog nie gesels ons oor verstaan nog nie heeltemal nie, maar ons leer. Een van die lekker aspekte van die sogenaamde kunsmatige intelligensie wat vir alle hupstoot gekry het toe ChatGPT bekend geword het, is dat 'n mens nou nie deur bladsye en bladsye vol inligting deur webblaai hoef te blaai om 'n moontlike antwoord te kry nie. Die krag van hierdie tipe modelle is dat dit vir mense die beste moontlike oplossing of antwoord soek en dan aanbied. Natuurlik kan dit ook foute maak. Ek het al heelwat kere goed reggestel wat ek weet en vir die persoon of die rekenaar dan die bron kan gee van waar uit dit kom en wat die regte antwoord is. En dan is die program baie dankbaar en sê dankie vir jou hulp, ons waardeer dit, ek leer nog steeds. Die kodeerders het juist die kunsmatige intelligensieprogramme so opgestel dat hulle kan leer en foute kan regstel. En daar staan meestal ook natuurlik 'n vrywaring in die vorm van byvoorbeeld in die geval van Copilot may make mistakes. Nou dit laat my nogal dink aan hoe wysheid werk. Wysheid is nie net die kennis neem van 'n aantal feite nie. Is nie net om dit te weet nie, maar dis hoe om dit te interpreteer sodat 'n effektiewe besluit geneem kan word. Reeds in die Bybelse tyd is wysheid al hoog aangeprys. Ons lees byvoorbeeld in Spreuke 4 vers 7: Die wysheid kom eerste. Sorg dat jy wysheid bekom, gee alles wat jy het om insig te kry. Nou net soos kunsmatige intelligensie voortdurend besig is om inligting te verwerk en by te werk en aan te pas, herinner hierdie vers ons juis ook daaraan dat ons ook so voortdurend moet bly soek na insig, aanpassings moet maak en leer om beter besluite te neem en prosesse te voltooi. So wysheid help ons om nie dieselfde foute te maak nie en beter keuses te maak. Wysheid help ons om te leer uit goeie tye, maar ook uit moeilike tye. Wysheid is om te besef, ek verstaan nog nie heeltemal nie, maar ek bly voortdurend leer. So wysheid is 'n lewensproses van leer. En God roep ons om in wysheid te groei. Al verstaan ons nog nie alles nie, kan ons God juist daarvoor vertrou en God help ons om wys te word. Leef geïnspireerd.